Baie asseblief saam met my die woord van die Here. Laasweek het ons gekyk na Psalm 18. Hierdie week kyk ons na Psalm 8. En Psalm 8 is eintlik maar vir ons 'n redelike bekende Psalm. Psalm wat Dawid geskryf het. En Psalm 8. En dis ook ons tema van vanoggend, Psalm 8. Ek gaan voort en dan lees ek vir ons voort en daarna bid ons saam. Vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelryk geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat U in hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Net tot sover. Kom ons raak stil en bid ons net saam. Here Jesus, ons eer U vanoggend. Here, heel eerste, omdat U prysenswaardig is. Here, omdat U soewerein is, omdat U heilig is, omdat U rein is, omdat U sonder vlek of rimpel is, omdat U die bewaarder van Israel nie sluimer of slaap nie. Here, maar boven alles, omdat U God is. En Here, dat daar geen ander God dan U is nie. Ons dank U, Here Jesus, dat U vir ons goed is. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. En Here, ons weet ook dat U is hier saam met ons. Ons bid ook, Here Jesus, soos ons elke week bid, waar U loop sy woord geneem vandag, in ons dorp, in ons land, reg oor die wêreld, Here, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Ons weet, Here, dat dit U woord nie ledig na U sal terugkeer nie. Ons is dankbaar vir die woord, wat ons weet is die waarheid, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. Wees ook met hulle wat nie hier is nie, welke rede ook, en ons bid, Here, vir ons kerk, dat U vir ons, Here, ons is afhanklik van U. Ons wil U ken in alles wat ons doen, want Here, hier is nie ons kerk, hier is U kerk en is U saak. En daarom pleit ons by U, Here, dat U hierdie kerk sal bou, dat die poorte van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. Ja, Here, ons hoop, ons geloof, ons vertroue is dit nie. Nie mense nie, nie instansies nie, nie die kerkraad nie, Here, nie die predikant, maar die Here Jesus en U aan U alleen. Kom, Here, en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Om die heel eerste punt van vanoggend se kan ons sien in hierdie Psalm die naam van die Here. Dawid kom en hy besing die naam van die Here. Vers 2 en vers 3. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stilstand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. Jy sien hierdie Psalm van Dawid, hy begin en hy eindig dieselfde. Hy begin waar die lof van die Here besing word en hy eindig waar die lof van die Here besing word. En ons almal weet nog dat die Bybel is vol van tekste waar die majesteit van die Here Jesus beskryf word. En ek wil net 'n paar vir u voorlees uit die Ou Testament en dan uit die Nuwe Testament. Ek lees saam 1 Kronieke 29 van vers 10 tot en met vers 13. Lofprysing aan die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. Sy woorde was: geloof sy U Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Die grootheid, Here,
die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde, aan U Here behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enige iemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God. Ons prys U glansryke naam. En dan Psalm 104 vers 1 die ou vertaling. Loof die Here o my siel, die Here my God. U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. So ons kan sien, ons almal weet dit, dat die Bybel is vol daarvan, wat die lof, die majesteit, die glorie, die heerlikheid van die Here Jesus verkondig word. En Dawid sluit hierby aan. Ons kan sien in vers 2, gebruik Dawid die hemelruim, die handewerk van die Here Jesus, om die naam van die Here, die lof van die Here te besing. In vers 3 gebruik hy klein kindertjies, om die lof van die Here God te besing. Jy sien, die Here Jesus, die God wat ons aanbid, hy wys sy krag, nie net op die hemelruim, en op die aarde, en die berge nie, maar ook deur die mensdom. Sy krag word ook deur die mensdom gewys. Want hoekom? Want die mensdom is na God se beeld gemaak. Hy het ons gemaak. Ons is nie 22 miljoen jaar oud, soos die evolusie leer vir ons leer nie. Ons voorvaders of ons afstammelinge was nie ape of dis nie wat die Bybel leer nie. Dawid kom hierso en die fokuspunt is, luister hierso, die lof kom die Here toe, want hy is groot, hy is almagtig, hy is die skepper van die hemel en van die aarde, hy het die mens gemaak na sy beeld. En wat baie interessant is, as ons kyk na die hemelruim, nou die geleerde mense sê, dit wat hulle weet van die hemelruim af, sê hulle, daar's omtrent 10 triljoen sterrestelsels in die hemelruim waarvan hulle weet. Hoor mooi, 10 triljoen. Weet julle hoe baie is dit? Ek het nie soveel hare gesê. Hier is nie iemand van wat so baie hare het. Dit is ongelooflik baie, maar nog verder as dit, elke sterrestelsel, 10 triljoen sterrestelsel, het elkeen 100 miljoen sterre in sy sterrestelsel. En as mens dit hoor, dan besef 'n mens, maar die Here God hou hierdie in stand. Hoor wat sê Psalm 147 vers 4. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee aan elkeen 'n naam. Weet julle wie is die hy? Dis nie Dawid nie. Dis nie 'n mens nie. Dis die Here God. Hy besluit oor hierdie miljoene, triljoene sterre, besluit hy by elkeen 'n naam en hy hou hulle in stand. Jy sien, dis die God wat ons aanbid. Hy is werklik soewerein. Hy is werklik almagtig. En Dawid kom en hy begin en hy besing die lof van die Here en hy doen dit nie om dominee te nie. Want ons weet, die Bybel leer vir ons, hy is die skepper van hemel en van aarde. Die wêreld leer iets anderste, maar die Bybel leer vir ons het 'n skepper God en dis hy wat ons aanbid. Hoor wat sê Amos 5 vers 8, die ou vertaling. Hy wat die 7 sterre in die Orion gemaak het en die duisternis in môrelig verander en dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Hoe kosbaar is dit nie? Weet, daar's nie 'n mens wat so iets kan doen. Daar's nie 'n mens wat eers kan droom om so iets te kan doen nie. Jy sien, die punt van Psalm 8, baie mense dink Psalm 8 gaan eintlik oor die mens. Maar dit is nie eintlik so, die Psalm 8 gaan oor God. Dit gaan oor die Here God, dat hy groot is, dat hy almagtig is, dat hy die skepper is van hemel en van aarde, en dat hierdie groot
hierdie almagtige God, dat hy aan die mens dink. Dis waaroor dit gaan. Jy sien, dit gaan nie hier oor die mens wat goed is nie, oor die mens wat groot is nie. Dit gaan oor die Here God, oor sy naam, oor sy lof en sy heerlikheid. Dis die fokuspunt van hierdie Psalm, dat hierdie grote God, dat hy met die mens bemoeienis maak. Nou ek het al vorige keer gesê in my preke, dat ek en jy, as kinders van die Here, die dag as jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, dan ontvang jy die guns van die Here. En dit beteken in klein Afrikaans, jy ontvang wat jy nie verdien nie. Daar's geen mens op hierdie aarde wat ooit op 'n plek sal kom om te sê, hoorie, ek mag aanspraak dat God vir my genadig sal wees. Daar's nie 'n mens wat kan sê, ek is goed genoeg dat die Here nou vir my genade moet skenk. Sy genade gee hy vir ons, omdat hy 'n genadige God is, en hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Dis wat genade beteken. Want jy sien in die wêreld van vandag, word ons geleer, ons het die reg, ons kan aanspraak maak. Dis nie wat die Bybel leer nie. Inteendeel, voor 'n heilige God, voor 'n almagtige God, wat jou gemaak het na sy beeld, het jy inteendeel geen reg nie. Jy verdien eintlik niks nie. Weet jy wat sê die Bybel eintlik? Weet jy, die wêreld leer vir ons, jy is verskriklik goed. Nee? Die wêreld leer dit, hoor hierso, jy is briljant, jy is goed. Weet jy wat sê die Bybel vir ons in Markus, sê die Here Jesus self, hoekom noem julle my goed? Daar's niemand goed, behalwe een nie. En weet jy wie's dit? Dis die Here God. Hy alleen is God. As predikers daar buite wat sê, hulle glo aan die goedheid van mense. Ja, daar is goeie mense. Maar die Bybel sê, nie ek nie, nie die mens nie, die Bybel sê, as niemand goed, behalwe die Here God. Ons volgende punt, die mens se nietigheid. Psalm 8, ek gaan 'n paar verse lees, vanaf vers 4 af. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U nog dink, dat U die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande, U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Jy sien, Dawid kom hier, hy kyk na die sterrehemel, en hy sien die handewerk van die Here God, en al wat hy doen is, en jy verstaan Dawid se vraag. Dawid se vraag is hier so, Dawid borrel, maar hy is ook verbaas. Jy sien, Dawid borrel oor dat hierdie wonderlike God, maar hy is verbaas ook dat hierdie God wat almagtig is, wat die skepper is, wat in beheer is, wat alles gemaak het, en wat alles in stand hou, dat hy nog steeds, Dawid vra, wat is die mens? So dis met ander woorde, hierdie is amper vir Dawid te veel om te begryp. Om te dink, Here, wat is die mens dan? U wat groot is, U wat heilig is, U wat alles gemaak is, U wat soewerein is. Here, ek kyk na die sterrehemel en ek sien wat U gemaak het en ek wonder by myself, Here, wat is die mens? Psalm 8, vers 5, die 2020 vertaling, sê dit vir my baie mooi. Wat is die mens dat U hom dink? Mensekind, dat U aan hom aandag geskenk. Hoor hierso. Het jy al ooit daaraan gedink? Wie is jy voor die Here? Wie is jy
Wees ek dat die Here aan ons aandag skenk. Dat die Here vir ons goed is. Want ons weet hoe is ons as mens. Luister, Paulus sê in Romeine 7, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan sê ek die ellendige mens, wie sal my red van hierdie sondige bestaan? Dan sê hy, die Here Jesus. So met ander woorde, ek en jy moet besef, dat luister hierso, dis net genade, dat die Here God ons besoek, met sy goedheid, met sy guns, met sy genade, wat eintlik, ons kan nie daarop aanspraak maak nie. Ons durf nie eintlik eers, om te sê, Here, ons verdien dit nie, wat ons doen nie, ons is swak en ons is nietig. Ons as mens, ons is nie op dieselfde speelveld as die Here God. Nou wat interessant is, 'n hele paar psalms verder, Psalm 103, ook 'n psalm van Dawid, kom Dawid en hy skryf in vers 1, dan sê hy, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek sal nie een van sy weldade vergeet nie. Maar dan 'n paar verse later, ek gaan nou vir julle opsit, kom Dawid en hy wil so amper vir die mens sê, hoor hierso, jy is belangrik en die Here het jou lief, maar moenie meer van jou dink as wat jy is nie. Nee, ek het nie opgesit nie, ek gaan dit vir julle lees. Psalm 103 vers 14 tot 16. Nou Dawid is hier in die woord. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. So hier kom Dawid en hy bevestig met dit eintlik, luister, ons as mens, ons is maar net so stof. Ons is soos 'n blom wat oopgaan, en as die woestynwind kom en hierdie blom gaan dood, dan is jy vir altyd weg, jy is nie vir altyd hier. So moenie meer van jouself dink as wat jy is nie. Ja, jy is belangrik, en ek gaan nou daarop fokus. Jy is belangrik vir die Here, en die Here het jou lief, maar moenie meer van jouself dink, want die Bybel sê, dat die Here God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges van hart gee hy genade. En Psalm 8 gaan juist daaroor, en ek herhaal dit 'n paar keer, want ek wil dit by jou inbrand volg, want ek wil dit beklemtoon, dat jy besef waaroor Psalm 8 werklik gaan. Dit gaan nie oor die mensdom nie, dit gaan oor die Here God, wat goed is. Soos ek gesê het, jy is belangrik vir die Here. Kan ek gou iets vir jou vra? En ek weet, dit is so ongemaklik. Maar sê gaan vir die ou langs jou, hy is belangrik vir die Here. Hy is belangrik vir die Here. Jy is regtig belangrik vir die Here. As dit nie so was nie, dan sou hy nie die kruis gesterf het. Dan sou hy nie in Matteus 11 vers 28 gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Psalm 8 vers 6. Ek het hom 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. Jy sien, die mens is minder as God, maar hy's meer as enigiets anderste, enige ander skepping op hierdie aarde. En die mens is gekroon. Hy het homself nie gekroon nie, die Here God het hom gekroon. So die mens is belangrik. En ek wil vanoggend hê dat jy sal hoor, wanneer die wêreld jou meet aan dit wat jy bereik het, dalk jou salaris, of jou prestasie, of jou sukses, dan moet jy onthou, dit het nie eintlik waarde nie. Dan moet jy onthou, Psalm 8 gaan juist daaroor, dat jy is belangrik vir die Here, omdat hy in jou dink, omdat hy jou besoek,
met sy goedheid, omdat hy vir jou genade skenk wat jy nie verdien nie. Ek wil nou iets sê en ek hoop jy verstaan my reg. Iemand wat 'n klein siening van God het, sal 'n vervaagde lewe lei. Iemand wat 'n groot siening van God het, wat in verwondering staan vir God, sal 'n lewe van dankbaarheid en aanbidding van die Here God hê. Ek wil afsluit en ek wil weer bevestig waaroor Psalm 8 gaan. Jy sien, Psalm 8 wil ek weer gaan nie oor die mens nie. Die fokuspunt is nie jy nie. Psalm 8 gaan daaroor dat die Here God, wat groot is, wat almagtig is, wat die skepper is van alles wat gemaak is. Weet jy, wie van julle het al in die aand na die sterre gekyk? Wanneer laas het jy dit gedoen? Bietjie op jou rug gelê en of op 'n stoel gesit? Op my ouderdom sit jy eerder op 'n stoel. En dan kyk jy op na die sterre. En jy sien hoe mooi is dit. Dan besef jy, dat ons aanbid 'n heilige God, 'n almagtige God. En Dawid kom, en hy sê, as ek daarna kyk, dan wonder ek by myself, dan word ek so half oorrompel, en ek voel half, ek wil myself verootmoedig, en ek vra Here, wat is die mens wat nie my dink? So die fokuspunt van Psalm 8 is die Here God, en dat hy die skepper is, maar dat hierdie wonderbaarlike, dat hierdie almagtige, dat hierdie majestueuse, dat hierdie liefdevolle hemelse God, dat hy nog steeds vir die mensdom, wat dit nie verdien nie, genade skenk. Dat hy nog steeds vir die mensdom elke dag goed is. En dat ek en jy sal besef, dis ons wat die Here nodig het. Dis ons wat afhanklik is van die Here elke dag van ons lewens. Ons kan nie 'n tree versit sonder hom nie, al dink jy kan. Want in Johannes 15 vers 5 sê hy, sonder my kan julle niks doen. En dit is ook die rede wat Dawid hierdie Psalm afsluit, as hy sê, Here ons Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hoe wonderbaar is die naam van die Here op die hele aarde. Weet jy wat is interessant? In vandag se tyd, selfs in daardie tyd, was mense wat nie hiermee saamstem. Was mense wat sal sê, hierdie is nie die waarheid nie. Dis mensgemaak. En ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leuen vanuit die hel uit. Dis die waarheid, want dis die woord van God wat dit sê. Here, ons Here, die God van die Bybel, hoe wonderbaarlik is U naam oor die hele aarde. En ons wil U lof besing, want U en U alleen is dit waardig, omdat U vir ons goed is. U is 'n goeie God, U is 'n genadige God, wat nooit die werk van die hande laat vaar nie. Kom ons sluit af met gebed. Here ons Here, Here, soos Dawid van oud wil ons sê, hoe wonderlik is U naam op die ganse aarde. Here, as ons selfs ook soos Dawid die werk van die hande aanskou, dit wat U gemaak het, Here, al kyk ons net na die mens, Here, dan kan ons nie anders nie, dan staan ons in verwondering oor U grootheid en oor U almag. Here, en ons bring vir U lofoffers, vir wie U is. En ons aanbid U met harte, Here, vol van lof en van dankbaarheid.
En Here, saam met Dawid, Here, is ons oorweldig, Here, selfs verbuister oor hierdie gedagte, die vraag, Here, wat is die mens dat U in ons dink? Ja, Here, dat U ons met U genade besoek, dat U vir ons goed is bo verwagting. Here, U wat ons minder gemaak het as 'n hemelwese, maar tog het U ons met eer en aansien bekroon. En Here, ons eer U daarvoor. Dankie, Here Jesus, dat U die een is wat ons eerste lief gehad het. Ons eer U. Here, ons aanbid U. Here, dat die woorde van ons mond en die aanbidding van ons harte vir U en U alleen aanneemlike offer wees. Amen.